'n bietjie herinnering na oom Hans reeds verlede week uit Joshua 1 gelees het. Maar dan gaan ons ook bietjie oorspring tot aan die einde van Joshua en weer uit Joshua 24 uit 'n paar verse lees. So kry maar slank jou vinger op die regte plek. En dan miskien net so 'n bietjie verstaan, ons staan hier op die drempel. Die Here het die volk oor die Jordaanrivier gevat. Hy het Jerigo in hulle hande oorgegee. Hy het vir hulle gewys wat die gevolge is as hulle nie gehoorsaam is nie. En tog sy getrouheid gewys deur toe hulle sondes bely, hulle verkeerde dinge reggemaak het voor die Here, vir Ai ook in Israel se mag oorgee. En van hier af in hoofstuk 9 verder sien ons hoe dat die Here hierdie hele land bloot lê vir Israel. Maar voordat ons deur hierdie een oorwinning na die ander gaan deurwerk saam met Andries en die res van Joshua, is dit tog nodig dat ons so bietjie terug staan en kom ons sit net bietjie Joshua se brillens op en kyk en sien hoe hy die werk van die Here se hand hier deur Israel sien en hoe dit juis die visie skep en hoe ons daardie fondamente sien 'n werklikheid word aan die einde van die boek Joshua. So kom ons begin en ons lees die eerste paar verse 1 tot 9 uit Joshua 1. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua, seun van Nun en assistent van Moses gesê: Moses, my dienaar, is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom. Van die woestyn af en van die Libanon af, tot aan die groot rivier die Eufraat, die hele gebied van die Hetiete tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie. Moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. En dan hoofstuk 24. Hier lees ons vanaf vers 13 tot en met 24. Ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders aanderkant die Eufraat en in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het aanderkant die Eufraat of die gode van die Amorite in wie se land julle nou woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien, sê Joshua. Die volk het geantwoord: Ons dink glad nie daaraan om die Here te verlaat en ander gode te dien nie. Dit is die Here, ons God, wat ons en ons voorvaders uit Egipte, die plek van slawerny, gebring het. Hy het daardie groot wonders voor ons oë gedoen en hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het en teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. Die Here het al die volke voor ons uitverdryf, die Amorite wat in die land gewoon het,
Ook ons sal die Here dien. Hy is ons God. Maar Joshua het vir die volk gesê, julle kan nie die Here dien nie. Hy is 'n heilige God. Hy is 'n God wat onverdeelde trou eis en julle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie. As julle die Here verlaat en julle dien vreemde gode, sal hy wat aan julle goed gedoen het, teen julle draai en rampe oor julle bring en 'n end aan julle maak. Die volk het vir Joshua gesê, nee, ons sal die Here dien. Toe sê Joshua vir die volk, julle is self getuies daarvan, dat julle gekies het om die Here te dien. En hulle antwoord, ons is. Toe sê Joshua, verwyder dan die vreemde gode tussen julle uit, en wy julle heeltemal aan die Here, die God van Israel. En die volk sê vir Joshua, ons sal die Here ons God dien. Ons sal na hom luister. Kom ons getuig ook. Ons doen dit saam uit Psalm 89 vers 1. Van goedertierenheid, met ander woorde, in erkenning van die goedheid van die Here, sal ons vir ewig sing. Aan die Here ons trou bring. Hy sal ons laat vas staan soos 'n tempel wat op rots gebou is. Vers 1 van Psalm 89. Vandag is 'n besonderse dag. Die ou mense sou gesê het 'n jeuglike dag. Want dit is 'n feesdag. 'n Feesdag omdat ons as kinders van die Here bymekaar kan kom om saam te aanbid. Kan jy onthou toe jy jou geloof voor 'n gemeente bely het? Miskien sal party van julle meer bekend wees met die term om aangeneem en voorgestel te gewees het. Julle wat dit dalk nog nie gedoen het nie. Sien jy al daarna uit, julle hoërskoolkinders? Vir die jongeres, besef jy dat hierdie katekisasie of sonndagskool waarmee jy week na week besig is, juis besig is om jou gereed te maak om eendag voor te kan kom staan en voor die gemeente te kan sê, ek staan van hier af op my eie geloofsbene. Dankie vir die mentorskap van die gemeente. Van hier af luister ek self na die leiding van die Heilige Gees vir my geloofslewe. Baie mense dink dat geloof 'n privaat saak is en dat dit niks met ander mense te doen het nie. Tog wys die Bybel keer op keer vir ons dat dit nie so is nie.
Oral waar God mense roep om te dien, is ander mense betrokke. Wanneer die Here vir Joshua roep, dan gebruik hy vir Moses as 'n mentor. Wanneer die Here vir Joshua op sy eie bene laat staan, dan is hy 'n mentor vir die volk. So is dit ook met jou en met my, vir elkeen van ons. Geloofsbelydenis is 'n belangrike deel van elke mens se uitlewing van sy geloof. Dit is waarin jy sê en wys, waarin jy werklik glo en hoe dit jou lewe beïnvloed. Almal van ons kom op 'n punt in ons lewe waar ons self verantwoordelikheid moet vat vir ons eie toekoms. Net so kom elkeen van ons op die punt waar ons verantwoordelikheid moet neem vir ons eie geestelike lewe. Jy leer by mense wat dit reeds jare tevore gedoen het en dan voor God getuienis doen, net soos hulle voor jou. En dan word jy deel van 'n generasie wat geloof in die drie-enige God moet verder neem die wêreld in. Dit is nie 'n maklike taak nie. Maar kom ons luister 'n bietjie almal saam hoe dit is dat die Here ons roep en hoe dat hy wil hê dat ons belydenis en geloof moet uitleef. Ons begin met God wat aan die woord is in vers 2 van hoofstuk 1 in Joshua. En dit wil voorkom asof die Here hier, net soos met Moses, direk met Joshua praat. En daar word geen tyd gemors in die opdrag wat hy aan Joshua gee nie. Maak jou gereed. Staan op. Dit is asof God sê, Moses het sy werk nou klaar gedoen. Dit is nou jou beurt, Joshua. Joshua het reeds by 'n vorige geleentheid gewys dat hy gereed is en sy geloof in God bely. Onthou jy toe dit net hy en Caleb was wat geglo dat God die beloofde land in hulle mag kan gee, terwyl die hele volk teen hulle was? Numeri 14, gaan lees maar daar as jy onseker is. En daarna het Joshua die getroue assistent van Moses geword en oral saam met Moses gegaan. Joshua het gehoor hoe God direk met Moses praat. Hy het ervaar hoe 'n swaar las dit vir Moses was om hierdie halstarrige volk te lei. Maar Joshua het ook kon sien hoe dat God vir Moses krag gee. En dit is aan hierdie dinge wat God hom herinner as hy hom roep in vers 3. Want ons hoor hoe God sê, soos ek vir Moses gesê het, en weer in vers 5, soos ek by Moses was, so sal ek ook by jou wees. Dit moes vir Joshua geweldig baie beteken, om te hoor dat God dieselfde met hom sal wees as wat hy met Moses was. Hy het immer self geweet, dat dit nie leebeloftes is wat God maak nie, en dat God groot dinge deur Moses gedoen het. Daarom, wanneer God die versekering gee, dan gaan hy ook verder. En hy sê vir Joshua, ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Joshua het nou geweet dat hy aan God se kant is, en hy hoef niks alleen te doen nie, solank hy nie wegdraai van God se voorskrifte nie. In die oorloë wat voorlê om die land Kanaan in te neem, kry hy die belofte dat niemand hom sal kan teenstaan nie. En as Joshua dan terugkyk na God se rekord tot nou toe in sy lewe, dan kan hy nie anders as om hoopvol en kalm en rustig te wees nie. Want God se getrouheid deur die eeue tot op daardie punt gee vir hom moed en gee vir hom gerusheid. Ek en jy het presies dieselfde voorreg. Saam met Joshua kan ons terugkyk. Die enigste verskil is dat ek en jy kan terugkyk oor 'n baie langer tydperk en God se getrouheid in selfs meer sekerheid aanskou. Hoe laat dit jou voel
as jy weet dat God se woorde vir Joshua ook vir jou en vir my bedoel is? Jy kan in jou gedagtes hoor hoe dat God ook vir jou sê, soos wat ek met Moses was, so sal ek met jou ook wees. Maar God hou nie daarop nie. Hy sê ook vir jou, soos wat ek my seun uit die dood laat opstaan het, so sal ek jou ook laat opstaan. So kyk nou terug. Kyk elke oggend as jy opstaan en in jou stilte tyd besig is, terug en herinner jou aan God se getrouheid. Want in vers 6 sê die Here vir Joshua, wees sterk en wees vasberade. Dink jouself vir 'n oomblik in. As jy in 'n winkel instap en daar's twee verkoopsmanne wat 'n produk aan jou probeer verkoop. Die eerste sê vir jou, ek is nie doodseker oor die kwaliteit van die produk nie en ek weet nie presies hoe dit werk nie. Teenoor 'n ander wat kom en vir jou sê, meneer, hierdie produk werk baie goed. En in sy kwaliteit twyfel ek nie, want ek gebruik dit self in my eie huis. Net so is dit met iemand vir wie die Here kies om sy boodskap te gaan oordra. Dink maar net hoe Moses sou gesukkel het om 1,5 miljoen mense te lei, as hy gedurig moes rondval en dan hierdie probeer en dan daai probeer en nie vas op die fondamente van God se vertroue en beloftes kon staan nie. God wil vir Joshua gebruik om sy belofte van 'n eie land aan die volk waar te maak. En daarom is dit belangrik om ook die res van vers 6 te hoor. Daarvoor moet Joshua sterk en vasberade wees. Hy moet in sy eie gemoed oortuig wees van God se almag en glo dat hy sal doen wat hy beloof. Ek en jy leef ook elke dag, daagliks, ons geloofsbelydenis uit. Ons doen dit op 'n manier waarop ons die uitdagings aanpak. Mense sien dit en hoor dit. Gee ons hulle 'n rede om uit te sien na die dag van môre? Ek en jy moet bietjie inkyk en weer ondersoek doen of ons sterk en vas staan in ons geloof en ons vertroue op God. Doen dit en wees eerlik met jouself, veral nou in die aanloop tot Paasfees. Maar God los nie vir Joshua en vir jou en vir my om in onsself sterk te wees nie. Nee. Vanaf vers 7 sê hy hoe hy wil hê dat ons dit moet regkry om sterk te staan. Hy sê, wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet. Die klem val hier op die doen gedeelte, die uitvoering. Vir Joshua om die land reg in te neem, moet hy altyd in gedagte hou hoe hy dit moet doen. Die hoofdoel was nooit die grondgebied self nie. Die hoofdoel was die lof en die eer wat God toekom. Hoe hy hierdie absolute heidense gebruike met die afskuwelikste dade tot niet moes maak, omdat hy sy belofte om nie weer die wêreld met water te laat vergaan nie, moes hou. Want hy is 'n God waarop ons kan vertrou. God wil geëer word deur die onderhouding van sy wet. En daarom dat Christus moes kom om hierdie wet vir ons te kom vervul. Dit is nie meer iets wat ons vasbind aan die sonde nie, maar dit is juis iets waardeur ons weer die genade van die Here mag ontvang en ervaar in ons eie lewens. Daarom moet ons ook luister na die opdrag en nie links of regs van hierdie woorde van God afwyk nie. Ons moet veral sterk staan en vasberade wees in die doen van dit wat God se woord ons leer. Hier is nog 'n belofte ook by, en dit is voorspoed, waar jy gaan na nie wêreldse voorspoed nie,
Nie geld en uiterlike dinge nie. Nee, hierdie is 'n innerlike voorspoed, 'n vrede, 'n vreugde in die teenwoordigheid van God wat in jou eie lewe te sien is. Hoe doen ek en jy dit? Vers 8 gee vir ons die riglyne. Letterlik staan hier dat die wet van God altyd in Joshua se mond moet wees. Elke woord wat hy sê moet gemeet en getoets wees aan die woorde van God. Om dit te kan doen, moet 'n mens God se woorde ken en oordink. En oordink beteken hier letterlik mediteer. En nie hierdie snaakse heidingse houding wat 'n mens inneem om jou komstig leeg te maak nie. Alles behalwe. Hierdie is juis 'n aktiewe aksie van dink, waarmee jy jou juis volmaak met die dinge van God. As 'n mens die woordjie mediteer gaan opsoek, dan kry jy die volgende verskillende betekenisse daarvoor. Om saggies met jouself te praat, om bewoe te wees oor die inhoud van jou gedagtes en jou hart, om in 'n staat van beplanning in te gaan oor wat jy gaan doen, en 'n proses van besluitneming. So moet ons die woorde van God ook oordink en ons lewe daarvolgens beplan. Ons moet elke dag besluit wat ons gaan doen op grond van God se woord. En dit moet dan op ons lippe wees, sodat ander mense dit kan hoor. Wees sterk en wees vasberade, omdat jy weet wat God van jou vereis. In vers 9 kry Joshua die rede waarom hy sterk en vasberade moet wees. God is aan die woord en hy sê, ek self gee vir jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Wanneer Joshua enigsins in 'n staat van twyfel sou vasslaan, dan is al wat hy moet doen om op te kyk. Want die almagtige God self gee hierdie opdrag. Hy gee dit ook vir jou en vir my. En dan ondersteun hy ons ook deur hierdie opdrag met 'n troos en 'n bemoediging. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Dit is versekering. Jy en ek kan weet, ons het nou reeds alles wat ons nodig het om ons roeping te kan uitvoer, want God is by jou. Ons bely ook dat God ons elkeen nog voor die grondlegging van die wêreld al geroep het. Met ander woorde, nog voor vers 1 in Genesis 1. Hy roep persoonlik en hy versterk jou ook persoonlik deur die Heilige Gees wat hy in jou laat kom woon. Paulus sê in Efesiërs 3 vers 16 en 17 dat hy bid dat Christus deur die geloof in mense se harte sal kom woon. So persoonlik is God by elkeen van ons betrokke dat hy in ons kom woon. Hy neem jou hele wese oor, want hy het jou duur gekoop. En daarom hoef ons nie bang te wees nie. Nie bang te wees vir die opdrag van God waarvoor hy jou persoonlik roep nie. Hy beloof dat hy met ons sal wees. Oral waar ons gaan, nie net vanoggend hier in die gemeentebyeenkoms nie. En mag jy en ek dan deur die genade van die Here wat ons laat sterk staan, so werk dat wanneer die druk kom, ons ook kan bely, net soos Joshua in vers 15 van hoofstuk 24. As julle dit nie goed vind nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode van julle voorvaders of die dinge van die wêreld rondom ons,
vir hulle die gode van die Amorite in die land waarin hulle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Mag vandag net weer vir ons elkeen bevestig dat ons terug moet kyk na hoe God getrou nog altyd was en altyd sal wees. Dat ons in onsself moet inkyk na hoe ons belydenis lyk vir ander wat van buite af inkyk. En seker maak dat ons vas staan op God se woord alleen. Dat ons sal opkyk na hom wat ons die opdrag gee en beloof om met hom te wees. Net soos wat hy met ons is, oral waar ons gaan. Amen. Voordat ons weer saam sing uit Psalm 31, net so raakvat. Ek wou vanoggend gedoen het om te sê, as ek vir julle sê, hierdie is 'n pierneef, sou julle my glo. Maar ek het besef dat ek dink die jonges onder ons weet nie wat 'n pierneef is nie. So kom ons probeer iets bietjie meer modern. As ek vir julle sou sê, hierdie is 'n Picasso, sou julle my glo? Okay. Jy mag nie antwoord nie, Renate, want jy weet. Nee. Meeste van julle sou my nie glo nie, want julle weet dit is nie wat Picasso gedoen het nie. Nee. En julle sou heeltemal reg wees. Hierdie is die handewerk van iemand uit my eie huisgesin en haar vriendinne. Maar die punt wat ek wil maak is dat as ek vir jou sou sê, hierdie is 'n prentjie van 'n Ferrari, dan sou jy my ook nie glo nie. Want jy kan met jou eie oë sien dat dit nie is nie. Omdat jy weet wat 'n Ferrari is. En omdat jy weet